Goeiemôre, ons gaan kyk na vraag 10 van November 2013. Hierdie vraag handel gewoonlik oor die motors, die wisselstroom en generators. In hierdie voorstelling het ons 'n vereenvoudigde skets van 'n wisselstroomgenerator. So wanneer jy hierdie vraag lees, maak seker oor die wisselstroom of gelykstroom, oor die generator of 'n motor. Die hoofkomponente is gemerk A, B, C, D, so ek het A, B, daar is C en daar is D. Die naam van elke komponent A en B wat hier gevra word, A is natuurlik ons sleepringe, ons het 2 van hulle, sleepringe, en B verwys hier na hierdie donker kolletjies of blokkies daar, wat natuurlik die borsels is. Sleepringe, borsels. Goed, volgende vraag. Skryf die funksie van B neer. Wat is dan nou die funksie van die sleepringe? Ag nee, ekskuus, van die borsels. En dit is natuurlik om kontak te behou met die ringe. So, dis net om kontak te behou. Goed, skryf die energieomskakeling van 'n generator. Dis nou natuurlik van meganies na elektries. Generator se werk, heel eenvoudig. Goed, dan kom ons by die wisselstroom deel van hierdie vraagie. En hulle gee vir ons 'n grafiek. 'n Soortgelyke spoel word in 'n magneetveld geroteer. Die grafiek hieronder toon aan hoe die wisselstroom wat deur die wisselstroomgenerator gelewer word met tyd verander. As ons na ons grafiek kyk, gaan ons 'n paar dingetjies sien hierso. Ons het stroom, so daardie is my Imax. En natuurlik ook in die teenoorgestelde rigting, ook Imax. En dan hier baie pertinent wat ons nie altyd sien nie, word die tyd vir ons aangetoon. So ons gaan nou kyk, wat gaan ons daarmee maak? Die eerste vraag vra, hoeveel omwentelinge word in die 0,3 sekondes deur die spoel gemaak? Nou, kom ons kyk net gou weer na ons basiese generator. Hierdie spoel, een omwenteling gaan nou wees as hy daar begin en weer daar eindig. En as ons dan nou kyk na wat hier gebeur, het ons maksimum stroom, dan gaan hy 0 toe, dan weer maksimum stroom, maar dan is ons eers by die helfte van 'n omwenteling. En dan is dit weer 0 en weer maksimum. So ons het basies 'n hele paar maksimums daar vir 'n omwenteling, 2 van hulle. So as ons nou teruggaan na ons grafiek toe, dit beteken, daar is die maksimum aan die een kant, en daar is die maksimum aan die ander kant. So hierdie is 1 omwenteling. Gewone golf soos in graad 10. 1 golf beteken ons het nog 'n halwe. So ons antwoord is 1 en 'n half. En dan moet ons die frekwensie bereken. Nou, kom ons kyk gou 'n bietjie hier op ons inligtingsblad. Ons is nou by hierdie laaste een van golwe, klank en lig. Frekwensie kom op 'n paar plekkies hierso voor. Ons het die gewone graad 10 ene, maar dan het ons spoed nodig en ons het golflengte. Ons het natuurlik ook die ooreenkoms tussen tyd, wat 'n periode is, en frekwensie. Hierdie is meer by die Doppler, hierdie is meer in terme van ons foto-elektriese effek. So dan kyk ons na hierdie tweeetjies. So kom ons kyk net wat is ons inligting wat vir ons gegee is op hierdie stadium. In ons grafiek. Ons kry glad nie spoed nie, maar ons het wel tyd. So dit is wat ons sal gebruik om ons frekwensie te kry. So ons gaan werk met die verhouding tussen periode en frekwensie. Ons is op soek na die frekwensie. Nou is dit net, wat is die periode? En die periode se definisie is spesifiek die tyd vir een volledige omwenteling. So as ons in totaal 1,5 het, dan is een volledige omwenteling 0,02 sekondes. So as ons teruggaan na ons berekeningkie toe, dan het ons hier 0,02 is ons periode, en dis 1 op F, en ons gaan maar net oorkruis daar, so ons gaan maar net hê dat frekwensie is 1 op periode. Dis 1 op 0,02.
en dit gee vir ons dan 50 hertz. Nie vergeet van die hertz nie. As ek net weer kan verwys hierso, tyd vir een volledige omwenteling, frekwensie is aantal omwentelinge per tyd. So jy kon ook gaan net met die aantal omwentelinge wat die 1,5 is gedeel deur die 0,03 sekondes. Behoort jy by dieselfde antwoord te kry. En dan laastens vra hulle dan nou vir ons, sal die vlak van die spoel loodreg of parallel aan die magneetveld wees by 0,015 sekondes. So kom ons kyk net gou, hier is my 0,01, beteken 0,015 behoort hier in die helfte te wees. As ons dan nou na die grafiek kyk, gaan ons sien, by daardie punt het ons 'n maksimum stroom. So kom ons gaan net gou weer terug na ons generator self toe. Dan beteken dit, hy moet in die rigting wees waarin hy nou lê, plat binne in die magneetveld, want dan het ek my magneetveld van noord na suid en die stroom wat hom loodreg sny. En dis dan wanneer ons maksimum stroom sal ondervind. Die oomblik as hierdie lus regop staan, parallel binne in die magneetveld, dan gaan die magneetveld eintlik in die middel van jou spoel deur. Goed, so ons antwoord gaan dan hier wees. Hulle vra of hy gaan loodreg of parallel wees, hy gaan parallel wees. Indien die generator 'n maksimum potensiaalverskil van 311 volts voorbring, bereken sy gemiddelde drywing. So kom ons kyk na ons vergelykings vir gemiddelde drywing. Ja, so 'n bietjie aan. Hier by wisselstroom. Dan het ons P gemiddeld. En dan kan ons werk met V, WGK en IWGK. Nou ons het die volts vir ons gegee en in ons grafiek het ons die stroom, maar ons het albei in maksimum. So ons kan eers hierdie formule doen, wanneer ons WGK, volt en stroom het. So ons gaan eers ons maksimums moet omskakel, dit wat vir ons gegee is. So dit beteken, ek gaan moet V WGK uitwerk. Met V max op vierkant 2 en ek gaan ook my stroom WGK eers moet kry met stroom max op vierkant 2. En dan kan ek gaan doen P gemiddeld is V WGK maal IWGK. Dit is baie belangrik om daardie onderskrifte te skryf. Anders kan jy nie die 1 punt verdien vir die. So eintlik kan ons nou maar net daai 2 hier in vervang, V max op wortel 2 maal met I max op wortel 2. En as ons dan nou kyk na ons waardes wat vir ons gegee is. Ek gaan weer terug, dan het ons die V max is 311, maar ons I max gaan ons nou eers weer hier aflees, 21,21. En dis dan wat ons sal invervang in ons formule. V max is 311 oor wortel 2 maal met die 21,21 op wortel 2. En dit behoort ons te bring by 3,298,16 watt. Eenheid van drywing, watt. Reg. En dit is hy. Ek is Monique Olosse, hoofmeisie. Ek het al subscribe. Het jy al? En hoekom nie? Klik hier.